Welkom in my Afrikaanse klas. Graad 12's, ons is besig met die laaste les oor Lien se langstaanskoene. Ons gaan kyk na 'n paar moontlike vrae. Ek het hierdie spesifieke vraag gekies as 'n voorbeeld. It's an example of what you can expect. These questions I got from the GDE's exam bank that they have available on the internet. So there's paper 1, paper 2, paper 3, and all the memos available. So you can go in there and you can really look at all your literature. The drama, the novels, the poems, all of that is available. And you can look at the questions from the past and get an idea how it is asked. So let's move on immediately. Hierdie noem hulle 'n kontekstuele vraag en daar's altyd 'n uittreksel, an extract. And then you have to read that and answer the questions that follow. Goed, dis vir 'n kollega, dis 'n geskenk. Sy haal 'n paar note uit haar sak. Ek weet nie wat dit kos nie, maar as dit te min is, sal ek later met jou regmaak. O ja, kyk asseblief ook of jy iets soos 'n fluitjie van some sort kan kry. Een van die wat die skeieregters gebruik of so iets. Dit moet baie lawaai maak. Hy sit die geld in sy sak. Lien Jooste, jy's 'n dark horse. Hy gooi haar met 'n suikersakkie. Sy spyt toe sy sien dit raak gevaarlik na 2:15. Sy moet wikkel as sy die bus wil haal. Hy gee haar 'n drukkie en gooi sy rugsak oor sy skouer. Hy stap lui met lang tree weg oor die parkeerterrein. Sy kyk hom agterna. Haar lang pel met die deurmekaar hare. Wat sou sy die afgelope 2 jaar sonder hom gedoen het? Engel, wag vir my, skree iemand agter haar. Sy wil eers maak asof sy dit nie hoor nie, maar hy is klaar by haar en voor sy omdraai, weet sy dis Donovan. Engel, sy wil die horries kry. Lien, ek is so bly om jou te sien, sê hy te vriendelik. Hy het 'n klomp inkopiesakke in albei sy hande en sy gesig is rooi en sweterig. Goed, so ons weet die sy is Lien. Die hy met wie sy hier in 'n gesprek is Wouter. Haar lang pel met die deurmekaar hare. Dis interessant hoe sy besef dat hy die afgelope 2 jaar verskriklik baie vir haar gedoen het. He was sort of the stability in her life. And then we've got the third character, namely Donovan. Okay, sy vra vir hom om vir 'n kollega, nou onmiddellik, waar werk Lien, sy bedel, en die kollega is een van haar medebedelaars. Ons weet dat dit Tibby is, wat in die motorongeluk was, en sy wil vir hom 'n vlag, 'n blou bil vlag kry. Blou bil vlag. En dis alles om hom te probeer opbeer nadat hy albei sy bene verloor het in die ongeluk. As ons kyk na die eerste paragraaf, wat sien ons van Lien se karakter? Ons sien dat Lien 'n omgee mens is. Sy gee baie om vir Tibby. Ons weet uit die storie dat sy baie betrokke was by Tibby nadat hy die ongeluk gehad het. Ons sien dat sy vrygewig is. Sy wil graag, sy is bereid om van haar min geld wat sy het, te spandeer om iets vir hom te koop om hom op te weer. En sy soek ook 'n fluitjie, 'n referee whistle. Okay, so dan sien ons ook hier, as ons kyk na hierdie sinnetjie, sy is spyt toe sy sien dit raak gevaarlik na 2:15.
So she enjoys spending time with Wouter. Hoekom dink julle was hulle hier by mekaar? Dis een van die vrae, ons sal nou daarna kyk. En dan kom Donovan op die prentjie. Hy noem haar Angel, and it irritates her. Sy wil die horries kry. She's really not impressed. As iemand die regte woord vir horries is when you've got too much to drink and you go into a delirium. That's the actual word, what the actual word means. But it's just a way of saying that he really irritates her. And the fact that he calls her Angel. As sy sê hy is te vriendelik, she immediately realizes that he wants something from her. You know, if you're too friendly and too syrupy, you're trying to manipulate. Right, let's look at some questions. Lien en Wouter gesels terwyl hulle by die Wimpy eet. Hoekom het Wouter Lien genooi om saam met hom te eet? Hoekom? Why did he invite her to have a meal with him? Hy het net sy rybewys gekry en hulle het soort van dit gevier. They had a celebration. Goed, 1.2. Watter guns, what favor is Lien asking from Wouter? So guns moet jy weet wat dit beteken. It's favor. Sy vra vir hom, kan jy sien is 2 punte. Sy vra vir hom om die Bloubilvlag te kry en 'n fluitjie wat 'n geraas maak. 2.1, wie is die kollega? Ons weet, ons het nou al daaroor gepraat, dit is Tibby. 2.2, op watter manier is hy en Lien kollegas? Hulle bedel saam. Waarom wil Lien vir hom 'n geskenk gee? Ons weet, dit was die ongeluk en sy wil hom, ekskuus, ek gaan nou net gou hier afgaan, bemoedig. Bemoedig, she wants to encourage him, make him feel better. Evaluate, wat die eerste paragraaf, first paragraph, kan julle sien, dit lyk soos paragraph, jy kan dit herken, van die uittreksel van Lien as persoon toon. So what does the first paragraph tell us about Lien? There's the answer. She's somebody that really cares about people. She's prepared to give some of the money that she so desperately needs herself to buy something to make him feel better. Waarom noem Wouter vir Lien 'n dark horse? Sy's 'n bietjie extraordinair. She's an extraordinary person. She has qualities that you don't actually see when you look at her for the first time. Dan, vraag 5. Hoe weet ons dat Lien dit geniet het om saam met Wouter te wees? En daar's die antwoord. Sy is spyt. She is sorry that the time is close when she has to leave, because she likes spending time with Wouter. Goed, kom ons kyk. Beskryf kortliks Lien en Wouter se verhouding, soos dit in die uittreksel duidelik is. So here you are confined to the extract. How do you see their relationship portrayed
in the extract. So, kom ons kyk. Dis 'n speelse verhouding. It's playful, as ons dink aan hy die suikersakkie vir na haar toe gegooi. Dis 'n ondersteunende verhouding. It's a supporting relationship. Ondersteunende, because she says, what would she have done the last 2 years without him? En dit is 'n baie spesiale vriendskap. Die feit dat hy haar nooi om saam met hom te kom eet nadat hy sy rybewys gekry het. You just don't do that for everyone, you do that for a special friend. Goed, evalueer die waarde, the worth of this relationship for Lynn. En hier is deel van die antwoord. Dis 'n stabiele verhouding, 'n stabiele vriendskap. He's always there. En dis 'n ondersteunende vriendskap. Hy is daar vir haar. Ondersteunende vriendskap. He was the person that she could count on. Hy was daar wanneer sy hom nodig gehad het. Goed, vraag 7. Wat gee vir Lynn die horries? Die feit dat Donovan haar engel noem. Ja, dis daai tipiese ding van, jy stap in die winkel en iemand sê vir jou, babe, of lovey, of darling, you know, it's that kind of situation. Wat vra Donovan vir Lynn? Hy wil weet of sy weer by hulle sal kom werk. Onthou, Donovan en Dirkie het die haarkappery, Lynn het op 'n vorige stadium daar gewerk, en hy wil nou hê sy moet weer daar kom werk. Ek gaan net hier skryf, weer werk by haar salon. Waarom wil Lynn dit nie doen nie? Hy betaal te min. Onder watter voorwaarde? So she negotiated with him and she said, I will only work for you if you pay me a little more. So meer geld. Goed, en jy kan sien, hierdie eerste deel van die vraag tel uit 18 punte. So kom ons gaan aan na die volgende uittreksel toe. Net gou-gou om terug te kom, in 'n vraestel sal daar 2 vrae wees, wat saam 'n totaal van 35 punte tel. So jy moet mooi kyk. Hierdie ene was nou uit 18, so kom ons kyk. Hierdie een gaan wees uit 17 en 'n totaal van 35. So kom ons gaan na die tweede uittreksel. Weer dieselfde opdrag, lees en beantwoord die vraag. Falietjie klop en sit 'n skinkbord met 2 reuse glase vrugtesap op die lesenaar leer. Skree as jy nog iets wil hê. Sy maak die deur toe. Lynn drink dankbaar. So here, if you don't know who Falietjie is, then you will have a problem. Hy vat 'n paar slukke. Ek wil nie met jou beklei nie. Dis nie my saak hoe jy jou geld verdien nie. Ek is net bekommerd dat jy dit in skooltyd doen. Matriek is nie 'n grap nie. Ek onthou nog. Hy glimlag. Lynn sê niks nie.
Sy kan nie verstaan hoe die man dit regkry om elke keer haar bubbel te bars nie. Sy was reg vir hom, maar nou het sy niks om vir hom te sê nie. Ek het nie geweet dit gaan so swaar nie. Pleks jy lankal gesê het. Hy vat weer 'n paar slukke. Dis net totdat my ma weer kan werk. Ek moet die woonstel betaal. Ons, die kerk het geld vir mense wat swaar kry. Ons het 'n fonds vir sulke goed. Ek is seker ons kan help totdat dit beter gaan. Sal jy asseblief vir my 'n lysie maak met julle maandelikse uitgawes? Die kerkraad vra nogal besonderhede. Maar sit alles op, goed soos kos en water, ligte rekening, julle huurgeld, alles. Ek sal kyk wat ek kan doen. Goed, so ons weet, Falietjie is die dominee se vrou. Hy, wat sy bynaam het Lien vir hom gegee, kan julle onthou? Sy bynaam was Kuifie, né? Omdat hy so 'n wegstaan kuifie gehad het. Hy's baie simpatiek, kom baie simpatiek oor in hierdie uittreksel. Hy sê vir haar, hy wil nie met haar beklei nie. Doesn't want to fight with her. It does not matter how you earn your money. So hy's nie veroordelend nie. He's not judgmental. But he is worried that she's doing it during school time. Because why? She is in matric and it's not a joke. And he sort of takes the wind out of her sails because she was expecting him to rant and rave and be angry and judgmental, and then he was not. So she didn't really at that moment knew how to respond. And then she said, okay, and then he says very sympathetically, I didn't know that it was so hectic. The whole problem is her mother is not working anymore. She's in rehab. And who must pay? She must pay for her and Bram so that they can stay on in the flat. And then the whole solution comes here when he says the church has got a fund, but they want to know what their expenses are. Maandelikse uitgawes, monthly expenses. Besonderhede is detail. So they want detail. And he tells her to make a list of all their expenses. Right, let's go. Waar was Lien toe Gerard, Kuifie se regte naam, op haar afkom? Sy het gestaan in bedel, en op hierdie punt het dit verskriklik gereën. Onthou julle? It was in the pouring rain. Hoe dit gebeur dat hy haar herken het? Sy was meer herkenbaar want haar bril en haar pruik het in die reën verlore geraak. Het sy uit vrye wil saam met hom gekom? Sy het eers geprotesteer, sy wou nie regtig saam met hom kom nie. En hy het net gesê, hy gaan nêrens voordat sy nie in die kar met hom klim nie. Falietjie was die predikant se vrou, watter bynaam het Lien vir Gerard gegee, dit was Kuifie. Ons weet nou sy Kuifie het so regop gestaan. Verduidelik hoe Gerard dit in die uittreksel weer reg kry om Lien se bubbel te bars. Hy tree op in 'n manier wat sy nie verwag nie. Hy tree anders op as wat sy verwag. Waarom moet Lien op die oomblik hulle huur betaal? Wel, hulle ma
het nie 'n inkomste nie. Want sy is in die rehabilitasiesentrum. Daar's 'n lang woord vir julle. Wat stel Gerard voor? Sy moet 'n lys maak, moet 'n, kom ons sê, 'n gedetailleerde lys maak van hulle maandelikse, monthly, uitgawes, expenses. So 'n gedetailleerde lys van hulle uitgawes. Kom ons gaan aan. Voordat Lien huis toe gaan. Nou, ons sien niks van hierdie inligting in die uittreksel nie. So dis hoekom ek sê, you have to know the content. What happened afterwards? Gerard noem 2 maniere waarop sy en haar ma geld kan verdien. Hoe kan Lien geld verdien? Wel, hy het aangebied dat sy hom en sy vrou se kinders oppas. Vir watter werk kan haar ma aansoek doen? As 'n musiekonderwyseres. Sorry julle, daar raak my plek op. As watter soort mens word Gerard in hierdie uittreksel gekarakteriseer? So what do we learn about Gerard's character out of this extract? Hy is nie veroordelend nie. En hy is baie prakties. Hy maak 'n plan. Onthou, ons het dit ook al op 'n vorige keer gesê. Hy maak 'n plan. Praktiese man. Bespreek jou reaksie op Gerard se karakter. So what do you think about Gerard? And here you can go anywhere. You can say you don't like him because a man of the cloth, or you can say I like him because he's sympathetic and he helps people. So there's an option. Bespreek die verandering wat in Lien se lewe plaasvind nadat Gerard op haar afgekom het en hulle hierdie gesprek gehad het. So, what was the change that happened in Lien's life? Sy kon weer 'n doodgewone skoolkind wees. Sy kon terug gaan skool toe. Sy kon 'n bietjie meer ontspan oor hulle finansies. Sy kon soos enige ander kind werkies doen vir ekstra inkomste. En onthou, sy het dan nou meer tyd gehad vir haar studies en die toneelstuk. Alright. So sy kon net weer 'n normale skoolkind wees, 'n normale matriekkind wat haar huiswerk kan doen, wat kan leer vir toetse en eksamens, wat kon deelneem aan die toneelstuk, wat goedjies kon doen om ekstra geld te kry en nie die heeltyd in hierdie verskriklike spanning te geleef het oor waar kom die volgende geld vandaan om hulle huur te betaal nie. Graad 12's, wat baie belangrik is daar is soveel bronne van vrae. As jy nou kyk na hierdie studiegids wat ek gebruik het, elke hoofstuk van hierdie studiegids is daar 'n klomp vrae, inhoudsvrae, kontekstuele vrae. En aan die agterkant is daar al die antwoorde.
daar's moontlike lang vrae of langer vrae. So, daar is so baie wat jy kan doen om oefening te kry in die tipe vrae wat gevra gaan word. So hiermee wens ek julle alles van die beste toe vir julle eksamen of julle assessering rondom Lean. Ek hoop dat hierdie lesse vir julle dit help duidelik maak het en dat dit vir julle so 'n bietjie meer insig gegee het. Sterkte en tot 'n volgende keer.